Goeiedag luisteraars, ek deel graag vandag met jou oor sleutels van die koninkryk van die hemele. Sleutels om toegang te hê van dit wat God vir jou wil gee. Verborgenhede, geheimenisse en openbarings. Abba Vader, ek vra dat U ons geestelike sense sal verskerp. Bring ons begeertes in lyn met U waarheid. Vader, ek vra dat U sal verwyder die valskoördinate wat ons gekies het van kultuur, stres, vrees, vorige foute, vals geloofsstelsels, trauma en pyn. Versag ons harte waar dit hard geword het. Here, daar waar verwarring is, bring helderheid. Jesus, dat die genesing onder U vleuels, ons vleuels, ook sal genees. Versterk ons gees om te vlieg, bokant inmenging, dat ons sal volhard om te sweef, bokant ons wonde en omstandighede. Heilige Gees, dankie vir U soet geur om ons. Ek vra dat U my sal salf vir hierdie boodskap en kragtig deur my en deur elkeen sal beweeg vandag, om duidelik U sagte fluistering te hoor en te gehoorsaam. In Jesus naam, amen. Nou daar is vir jou sleutels van die koninkryk van die hemele gegee. Sleutels is daar om deure oop te sluit. En die master key is om alle deure oop te maak. Sleutels verwys na autoriteit om die waarheid te ontsluit. Sleutels om toegang te hê van dit wat God vir jou wil gee. Verborgenhede, geheimenisse, openbarings. Maak God se beloftes los oor jou lewe, om oop te sluit wat toegesluit is, sodat jy kan ingaan, dan bewoon, dan te regeer of te heers, deurdat jy jou identiteit bewoon, en jy jou autoriteit van Christus in jou kan beoefen, om vrugbaar te wees, to be fruitful. Die sleutel is die toegang na sy teenwoordigheid, die hofsaal, skatte en die binnekamers van die koning se tuin, binne dimensies van sy huis en geheimenisse van die liefde van God Jahweh. Jesaja 22:22 En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak, en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie. The garden of God is inside of you. Dit wat God binne in jou geplaas het, moet oopgesluit word. Die tuin binne in jou, Eden, moet oopgaan, want dit is waar jou identiteit en jou ontwerp, waar jou identiteit en jou design herstel word. Ons kan nie in die ou wynsakke bly nie. Ons kan nie in die oue bly vassit nie. Ons kan nie daar gestak bly nie. Nuwe wyn en nuwe olie, dat ons kan kom by die ekstra olie. Wanneer ons voor hom staan, wil ons goeie vrug wys, wat nie verrot is nie, omdat goeie vrug kom van 'n plek van intimiteit en reinheid. Ons kan slegs deur een deur beweeg, en dit is Jesus, deur die bloed van die lam. Jesus is die Seun van God, wat gesterf het vir die sonde van die wêreld, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en nou sit aan die regterhand van God. Hy is die enigste weg. Johannes 14:6 Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Dit wat in jou binneste is, moet oopgemaak word. Wat is in jou innerlike mens? Dit moet oopgaan, dat die lewende water van God uit jou binneste sal begin vloei.
Spreuke 20:5 sê, die raad in die hart van die man mag diep waters wees. 'n man van verstand sal dit tog uitskep. Dit beteken dat die ware motiewe en gedagtes baie keer verberg word, weggesteek lê, en jy wysheid en perspektief kort om dit oop te sluit, of om dit oop te breek. Abba Vader vra vir jou, hoe voel jy regtig? Hy wil jou hart hê. Weet wat jou breek. Weet wat nog in jou broei, wat nog in jou hart is. Wat is daar in jou hart wat nog moet uitkom, wat nie daar moet wees nie. Dit moet dieper gaan, tot by jou binneste. Maar vertrou jy jou Abba om dit vir hom te gee, terwyl jy hierdie reis meemaak? Vertrou jy hom regtig met jou volle wese? Jy gaan terug van waar jy gekom het. Jy is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Met ander woorde, jy is gestuur hiernatoe. Om terug te gaan na die tuin, so ons is weer op pad terug toe, na die tuin. God se tuin is binnekant jou. Jy moet onthou wie jy is. Bevry die een in jou wie jy moet wees. Dit is tyd om terug te keer en die fontein van jou binneste te open, om deur die trauma en die seerkry te werk, deur dit te stop en op te hou met die wêreldse dinge wat jou beperk, om by die ware jy uit te kom, wie God jou geskaap het om te wees in sy koninkryk. Sodat wanneer God vir jou fluister, wil jy my volg, dat jy sal sê, ja Here, ek wil u volg. Dan sal hy jou dra op sy skouers. Hoe wonderlik is jy en ek nie gemaak nie. Psalm 8 vers 6, weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. Jy is in God se gelykenis gemaak. Wat is die lewe? Om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, jou siel, al jou krag en al jou verstand, en sy stem te hoor en te luister na sy stem. Hoe het Adam en Eva met God gewandel in die tuin in die aandwyntjie? God is gees. Met ander woorde, Adam en Eva kon in gees sien en hulle kon in die natuurlike beweeg, in albei dimensies. En toe Adam en Eva inneem van die boom van kennis van goed en kwaad, het hulle die eer en die heerlikheid wat op hulle was, verloor. Dit het afgeval. En hulle het bewus geraak, daardie awareness het gekom, hulle het bewus geraak daarvan, dat hulle naak was. En daar het vrees ingekom, hulle besef hulle kan nie vir God wegkruip nie, hulle begin mekaar te blameer, maar daar het verwerping ingekom, en hulle moes met skuldgevoelens die tuin verlaat. En hier is dit waar ons moet terugkeer na die Edenstyd, daardie Edenstaat, wat jy was voordat die sonde ingekom het, voordat jy hiernatoe gekom het. Jou vleesdimensie is nou die grootste, en jou geesdimensie is hede nog die kleinste, en dit moet omgekeer word, sodat jou geesdimensie weer die grootste kan raak, soos dit was in die tuin Eden. Nou, hoe kom ek terug na daardie tuin? Ons het gesê, God's garden is inside of you. Nou, hoe kom ek terug na hierdie tuin? Daar is 'n kapasiteit wat God binne in jou geplaas het, voordat jy in jou mamma se baarmoeder gekom het. In jou verwysingsraamwerk van hoe jy groot geword het, gebeur daar baie dinge in jou lewe. Wat het God oor jou skrou uitgelees?
waarin jy moet terugbeweeg, terug na die tuin, daar waar bliss, pleasure, delight en enjoyment is, Eden. Ons is gemaak om soos arende te vlieg, ver bokant ons omstandighede. Daar moet 'n transformasie plaasvind, 'n verandering plaasvind. Jesaja 40:31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Dat jy sal opstaan, dat jy sal arise in die plekke van seer kry, daar waar jy uitgebrand en moeg is. Jy keer terug na jou oorspronklike skepping. Waar vind jy dan nou weer jou identiteit? In die palm van sy hand, waar jy veilig is. Daar waar jy in hom leef, beweeg en bestaan. Handelinge 17:28. Maar ons het so baie vooropgestelde idees wat die gospel eintlik is. In plaas daarvan dat ons tuin bewerk, deur dieper in te beweeg, in ons intieme verhouding met ons Jesus in die middel van die tuin, begin ons weg te beweeg na die boom van kennis van goed en kwaad. En dit is dan ons eie boom, waar jou eie intensies gemeng is en jy geprogrammeer is met die eie ek, wat toelaat dat ons uiteindelik voel, ek voel nie goed genoeg nie, ek voel nie geliefd nie, ek voel nie meer belangrik nie. En so begin jy strukture bou om jouself te beskerm. Jy het nie nodig om in gees te kan sien, om geestelik adequate te voel nie. Jy benodig geloof, dat jy sal honger en dors na sy geregtigheid, nie ons eie geregtigheid nie, sy geregtigheid, want in sy geregtigheid verander jy. Om hom te ken is 'n stil plek, 'n quiet place, daar leer jy hom ken. Dit is om te ontsluier van liefde so bevredigend, dat elke leë plekkie in jou gevul sal word. Hier sal jy nie omgee, eers of jy lewe en of jy sterf nie, want jy is hier gesien in die diepte van jou bestaan. Hier waar jy die fluistering hoor, ek ken jou, ek het jou lief. Hier val alle, gryp na halms, vrees, lyding, pyn, trauma, verlange, selfgemaakte strukture in die arms van sy vleuels, veilig, wat jou nooit sal los nie. Romeine 8:39, of hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God nie, wat daar in Christus ons Here Jesus is nie. 1 Johannes 4:18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Hier vind verandering van jou gemoed plaas, waar jy moeg, afgemat en hopeloos was, word jy getransformeer in sterkte, volhoubaarheid en sy krag. En die belangrikste, waar jy vrugbaar bly en vrug dra, dat jy kan weet, jy ken hom. Ontsluit jou kapasiteit in sy presence. Waar kan ons toegang kry? Waar kan ons verander? Waar kan ons by die volheid kom van die kapasiteit wat hy in ons geplaas het? In sy presence, in sy teenwoordigheid. Kom hoor, vlieg hoor, face die limitations wat in jou siel is. Daardie dinge wat jy elke keer pootjie, daardie dinge wat jy elke keer blok. Face daardie limitations en identifiseer hulle. Waar steek ek elke keer vas? Identifiseer dit.
Ons het nodig om die principle van kava, as jy na jou Hebreë kyk, te beoefen. Wat beteken, jy is in mekaar geweef met, jy is in hom en hy is in jou, daardie intimiteit, to be intertwined with him. Dit moet gestop word, die irritasie, die frustrasie wat jy miskien mag beleef, want dit plaas 'n limitation op jou. Al daardie dinge, woede of haat of geïrriteerdheid, frustrasie, vrees, verwerping, dit plaas alles beperkinge op jou. Want dan is jy nie by die plek van vrede nie. Waar's vrede? In die tuin, in Eden. Dit steel jou vrede en blydskap wat van jou innerlike mens afkom en ook van wie hom wat jou bron is. Hy is in jou, jy is in hom. Abide in me. Jou realiteit is nou, jy is geïrriteerd, jy is gefrustreerd, of jy gaan daarmee aan, of jy stop dit. Jy is in staat om dit te doen, want daardie kapasiteit is in jou om te stop en bewus te wees van wat binne-in jou aangaan. Jou emosies, jou motiewe, jou houding. Jy kan draai na jou Abba Vader en dit vir hom gee. Abide in him. Dit is nie 'n quick fix nie. Bly biddend, bid vir hom, draai na hom. Vader, vandag kies ek om nie so te voel nie. Bring die koorde, soos toue, soos stringe wol, van irritasie en frustrasie, en sê, jy wil geïntertwined wees met hom. Bring al haar seerkry, bring alles, en kom dan om in eenheid met hom te wees. Ek wil nie meer hê dat dit my beperk nie, Here. Ek wil hoër opkom, ver bokant hierdie wat my terughou en beperk. Bring daardie frustrasies en daardie emosies, jou innerlike staat moet hoër kom, waar daar nie beperkinge is nie. Daar waar jy in sy volheid is en waar jy sy joy ervaar. Met ander woorde, daardie dinge, frustrasie, woede, vrees, verwerping, haat, al daardie dinge word in 'n hoër dimensie ingebring, bokant dit wat vir jou so laat voel. So ons moet daarin beweeg, in die volheid, sodat jy sy joy kan ervaar, dat jy bokant daardie goed sal uitstyg. Soos 'n arend, hy vlieg bokant die gevaar. Daar kry jy vervulling wat realiteit in die koninkryk van God is. Lê die vlees af, gaan in gees, dat jy in die plek van jou volle kapasiteit kan kom. 'n plek waar kapasiteit oopgesluit is, waar riviere van lewende waters uit jou binneste sal vloei en die realiteit om jou beïnvloed en affekteer. Ontsluit die hoër kapasiteit wat die Vader in jou geplaas het. Slegs deur die Gees kan jy dit ontsluit, om te stap uit die dit doen en dat doen lysies, die to-do's. Met ander woorde, jy stap uit daardie goed, wat jou so pootjie, die elke dag se to-do's wat jy moet doen. Dit moet ek doen, dit moet ek doen, dit moet ek doen. Daar waar tyd regtige beperking sal raak, gee dit oor die Here, bly in sy presence, en jy sal sien hoeveel jy op 'n dag kan vermag. Maar daardie to-do list wat jy altyd het, daardie taakgedrewe goed wat ons altyd so by vassteek, die performance wat ons by vassteek, en daardie perfeksionisme, stop dit alles, vat alles na die Here toe. Stap weg daarvan en stap na die tafel wat gedek is vir jou in hom, waar jy gefokus is op sy teenwoordigheid, daar waar ons onderskei die vloei, die ritme en die golwe van die Vader. Stop wanneer hy sê stop en gaan wanneer hy sê gaan.
Moenie teen die golwe veg nie. Indien jy ervaar, vandag moet jy net dit doen, of vandag moet jy nie alles doen nie, moet dit dan nie doen nie. Vloei met sy ritme. Dit bewerkstellig baie meer as wat jy in jou eie tyd kon doen in sy presence. Die Vader wil jou kapasiteit in jou genees om heel te word en in sy teenwoordigheid te leef, dat ons altyd saam met hom in hemelse plekke sal wees. Verskillende plekke in jou is daar nog, verskillende areas in jou, is daar nog plekke wat dormant lê. In hom word jy gesond in jou kapasiteit, wat dan 'n oes bring en oorwinning bring. Hy sal openbaar die areas van jou lewe waar jy nog leef uit 'n beperkte spasie. Hy wil dit vir jou oopmaak. Dieper kapasiteit in hom, waar jy kan vloei uit die plek van jou innerlike wese vanuit hom. Jy is in hom, hy is in jou. Hy is in jou om te vloei in jou omstandighede, jou huwelik, van waar daar vrede vloei. Nou bid en vra, hy sal die sluier lig waar jy nog beweeg in beperkinge, daar waar jy gestak gebly het. Soos ons nou communion tafel nou na toe gaan, en ons nou die communion tafel reg kry, kan jy die brood sy liggaam en die sap sy bloed hou vas in albei jou hande. En soos ons bid, wanneer jy reg is, kan jy dit gebruik. Hierdie is 'n kragtige wapen in jou hande, sy liggaam en sy bloed. Raak nou rustig waar jy ook al is en ontspan deur diep asem te haal en ontspan nou jou skouers. Laat elke las nou afglei in Jesus naam. Bedank Abba Vader hoe hy jou liggaam gedesign het, jou hele wese, jou gees, jou siel en jou liggaam. Abba, ons kom met al ons limitations, al ons beperkings na U toe, groot en klein. Ons is so gewoond om uit ons tekortkominge te operate, dat ons nie eers bewus is van die groot kapasiteit wat ons in ons het nie. Here, kom skyn met U lig op elke beperking waar ons U nodig het om te stretch. Here, soms is ons soos voëls wat ons eie vere uitblik. Here, waar ons onwaardig gevoel het, onseker, ongeliefd. Jesus, ons wil linger hier in U presence. Wys asseblief waar ons onsself beperk, waar ons onwaardig gevoel het, weggestoot gevoel het, waar ons ongeliefd gevoel het, nie goed genoeg nie, waar ons vergelyk het, waar ons gekompeteer het, waar ons gestrive het en het gegryp het na strohalms. Help ons Abba om weg te breek van die beperkings. Ons bring elke patroon, elke mental issue, elke mental emosie wat ons toegelaat het na U toe. Frustrasie, haat, woede, loneliness, verwerping, depressie. Ons bring als voor U. Ons kom gewillig na U tafel van genesing om U te gehoorsaam. Abba, ons bid vir U geestelike krag om weg te breek daarvan. Nie met krag en mag nie, maar met U Gees, wat 'n diep werk in ons kom doen. Ek bid, Vader, dat U die locked up capacity wat binne in ons is, sal kom oopbreek, sodat ons U kan hoor en van U kan ontvang om te verstaan. Maak ons kapasiteit oop om te ontvang, Here, om in U presence en U teenwoordigheid te vloei. Maak oop ons geestelike senses, wat U ontwerp het in ons, wat U gedesign het in ons. Here, ons bring ons realiteite wat beperk is deur tydelike dinge,
dinge wat ons geblok het in gees. Ons kom fokus op U, dat U ons innerlike wese sal aanlok, sal oopsluit, ons Eden kapasiteit. Dit wat Adam en Eva gehad het, toe hulle met U in die aandwyntjie gewandel het. Hulle kon sien in die geestelike en in die natuurlike. Hulle kon U stem hoor. Hulle kon die geluid van die voëls hoor in die tuin. Hulle kon loop op lewende grond en tog kon hulle met U gewandel het, saam met die een wat gees is. Die geestelike en natuurlike was in eenheid, in U, oneness in You. Alles was in heerlikheid in Eden. Abba, ons het dit verloor. Maar deur U bloed en kruisiging het U ons teruggebring in ons oorspronklike staat, na die Edenstyd, want die gordyn het geskeur en ons kan terugkeer na dit waarvoor U vir ons gesterf het. Here, ek bid dat die gees van ons binneste sal vergroot, waar trauma, pyn en teleurstellings ons toegesluit het. Die kapasiteit in ons, Here, maak dit los, soos ons dit voor U voete kom sit. Was ons met U bloed en bedek ons. U is ons geneesheer. Alles is losgekoop deur U bloed. Open ons kapasiteit. Jesus soos 'n swanger vrou wat geboorte gaan skenk, ontsluit en maak dit oop, sodat Christus in ons kan voortkom in 'n dieper wyse wat ons ken. Here, U weet wat U in ons skrouls geskryf het, what You has breathed over us. U ken ons beperkinge, waar ons vassteek in ons doel en in ons ontwerp. Ek bid en vra, Papa, dat elke beperking nou val in Jesus naam. Wys ons, Vader, en praat met ons in Jesus naam. Amen.